Terme soos selfbeskikking, onafhanklikheid en vryheid is ingebore genetiese deel van die Afrikaner. Deur die jare het ons al by verskeie geleenthede die wapen opgeneem, sou ons vryheid onderdruk wees. Dit is egter nie antieke beginsels nie, en toenemend sien ons in internasionale politiek dat minderhede oor hulle self wil regeer. Verskeie referendums is uitgeroep, en dit is baie kontroversiële gebeure in die internasionale wêreld. Sebastian Biel, 'n kenner van die politiek, veral op internasionale vlak, gesels vandag met ons oor selfbeskikking en vryheid en hoe die twee in mekaar steek. Welkom by Toekomsgesprek. Sebastian Biel, 'n man wat nie net op akademiese vlak nie, maar ook op 'n persoonlike vlak kennis en passie het oor selfbeskikking, vryheid en dies meer, kuier vandag by ons by Toekomsgesprek. Sebastian, baie welkom. Dankie, Joost. Sebastian, ons het so inleidend genoem dat onafhanklikheid, selfbeskikking, daar's verskeie referendums in die wêreld op die oomblik. Dis asof daar 'n bietjie van 'n energie losgekom het rondom hierdie idees en dat daar baie momentum daar rondom losgemaak is. Wat gaan aan op internasionale vlak? Dis maar inderdaad so dat een gebeurtenis tot die volgende een lei en dat volke mekaar eintlik aansteek. Die kwessie van selfbeskikking is nog altyd relevant en dit sluime baie kere by volke, maar dan word hulle eintlik bemoedig deur sekere tendense. Ons kan nou verwys na die referendum van die Koorde wat nou eintlik in 'n sterk posisie is omdat hulle nou deelgeneem het aan die oorlog teen ISIS en hulle eie autonome streek ook het en besluit het dis nou tyd om bietjie vir die wêreld te vertoon. Hulle wil onafhanklik word, selfs met die Katalane wat ook seker so jaar terug 'n nuwe regering gekry het en wat baie pro-onafhanklikheidsgesind is en wat dan ook die referendum oor onafhanklikheid voorberei het wat ook in die eerste van hierdie maand was. En dan is daar ook 'n referendum oor ten minste meer selfbeskikking in die streek Veneto en Lombardië in die noorde van Italië wat ook in daardie rigting gaan en natuurlik ander volke wat ook aandagtig luister en wat moontlik ook sulke stappe beplan. Sebastian, in 'n paar van die voorbeelde wat jy nou genoem het, is daar amper 'n reëlmaat dat daar geweld betrokke is. As ons kyk nou beide die Koerde en die Katalane, daar's soos onluste gewees en in die Koerde se geval is daar nou gewapende geweld by die Irakiese weermag wat nou militêre aksie teen hulle neem. Wat se ander voorbeelde is daar van 'n kan ek amper sê 'n goue lyn wat deurgaan wanneer daar so iets gebeur? Wat is elke keer onverander? Wat staan uit? Elke keer wanneer 'n volk onafhanklikheid probeer verklaar. Soos jy sê, geweld is ongelukkig in baie gevalle is dit maar iets wat in die voorveld gebeur. Kosovo byvoorbeeld is lank deur Servië onderdruk. Hulle het hulle probeer versit. Amerika het ingegryp. Ons kan dink aan Suid-Sudan wat vir baie lank onderdruk is deur die noorde van Sudan en wat ook toe later dankzij Amerika dit kon regkry om 'n referendum uit te roep en om dit erken te kry. Oost-Timor byvoorbeeld wat die Indonesië vir lank onderdruk is. Ek weet eintlik net van Eritrea kan ons noem wat ook al is nou al 'n hele paar jaar terug, maar ook 'n bekende voorbeeld van afskeiding na 'n lang burgeroorlog. Ek weet eintlik net van die geval van Tsjechoslowakye wat op 'n vreedsame manier die twee dele van mekaar geskei het. Sebastian, en 'n paar van die voorbeelde wat ons nou oor gesels het, is daar 'n eerste wêreldse land en in verskeie gevalle is dit maar Amerika. Wat het sy militêr of ekonomies op 'n of ander manier die volk wat dan onafhanklikheid verklaar of die groep of die minderheid dan steun. En wat in baie gevalle blyk dit vir my die deurslaggewende faktor te wees. Is selfbeskikking sonder 'n groot eerste wêreldland se internasionale steun enigstens moontlik? Dit is seker nie onmoontlik nie, maar dit maak dit net baie moeiliker want die voorwaarde om onafhanklik te wees is dat ander lande jou erken en daar is genoeg lande wat hulle self onafhanklik verklaar het en niemand neem kennis daarvan en die VN erken dit nie en die proses van erkenning begin gewoonlik met enkele belangrike lande en dan kom ander agterna en erken dan ook so 'n land. Byvoorbeeld Kosovo, ek dink die hele paar lande in Europa het die leiding geneem. VSA was ook een van die eerstes of Suid-Sudan. En dan gee dit eintlik geloofwaardigheid in so 'n land. Dit was ook die probleem met Katalonië wat op die punt was om eensaidig onafhanklikheid te verklaar, maar daar was geen land wat gesê het nou maar goed as julle onafhanklik verklaar dan gaan ons julle erken met julle bande bou. So dit is maar waarskynlik hoekom hulle ook nou 'n bietjie koue voete gekry het en eers wil onderhandel met die Spaanse regering.
Ek dink 'n groot deel van daai erkenning, Sebastian, is die feit dat jy het handelsvennote, jy het ekonomiese vennote nodig. Ek dink nou aan Rhodesia se onafhanklikheidsverklaring waar Ian Smith 'n toespraak gegee het wat ek onlangs gekyk het wat hy sê baie ander Afrika lande het eenvoudig hulle onafhanklikheid gekry toe die koloniale magte wegtrek, maar hulle was nie gereed daarvoor nie. En wat hy spesifiek op daai stadium gesê het is maar Rhodesia was op alle praktiese vlakke was hulle gereed vir onafhanklikheid. En die dag toe hulle dit verklaar was dit maar net 'n naam wat verander het. Dit is nie in praktyk het alles dieselfde aanhou werk. So jy sê daar's ons vlakke van selfbeskikking en indien wel hoe steek dit in mekaar? Ja, daar is verseker Rhodesia was inderdaad vir dink bykans of 15 jaar althans was hulle feitelik onafhanklik sonder internasionale erkenning. Hulle kon op 'n manier aangaan. Hulle het natuurlik ten minste stilweg die steun van Suid-Afrika gehad, maar dit is baie moeilik om onafhanklik te wees as jy nie 'n moederland het of 'n paar lande wat aan jou kant is ten minste. Maar dit is inderdaad so dat die hele paar Afrika lande eintlik net in naam onafhanklik is en in praktyk eintlik maar nog steeds amper as kolonies funksioneer. Sebastian, van die eerste vryburgers met die VOC stry opgetel het, is Afrikaners nou maar nie baie goed daarmee om onderdrukking te aanvaar nie. Daarna het ons 'n hele pad gestap wat nou maar dinge van die verlede is. Ons situasie nou, vandag in 2017, is al lesse vir ons te leer internasionaal wat direk toepaslik is op ons huidige situasie. Indien wel, wat en wat maak ons daarmee? Die eerste les is, en dit geld vir enige land, of hy nou later erkenning kry en of hy net autonomie kry, jy moet gekonsentreerd wees in 'n gebied. Daar was nog geen land of geen volk wat homself onafhanklik verklaar het en hulle is oor 'n hele groot gebied versprei en hulle is oral net 5 of 10% van die bevolking. Ek meen dit is net onmoontlik. Jy moet 'n grondgebied beheer, jy moet eintlik feitelik eers selfseggenskap in daardie gebied hê en dan kan jy dit eintlik later opwentel en sê goed, nou wil ons dit ook amptelik erken kry. Dit is net daardie voorwaarde. In Oranje kry ons dit in 'n sekere sin reg dat ons ten minste oor die dorp 'n groot mate van beheer het en bietjie in die omgewing ook. En dit was ook die geval met die Boererepublieke. Hulle het hulle feitelik beheer en kon later dan ook erkenning kry en daarom kon hulle dan ook die magtige Britse Ryk die stryd aansien. Sebastian, jy verwys nou na Oranje, dinge waarmee ons spesifiek worstel is dan konsentrasiepolitiek en eie grondgebied. En soos jy sê, dis onmisbaar in 'n strewe na onafhanklikheid. Ander faktore is natuurlik goed soos eie instellings, daai proses om onafhanklik te word voor jy dit 'n naam uitroep en ekonomies ook. En dit is hoekom die ORA byvoorbeeld wat ons afgelope tyd baie oor gepraat het, vir ons so belangrik is. Dis 'n mate van interne ekonomie wat 'n bietjie 'n rol speel in onafhanklikheid. Nee, dit is verseker 'n goeie punt. Ek vroeër gesê daar's 'n hele paar lande wat nou in naam onafhanklik is, soos byvoorbeeld Lesotho, maar vir alle praktiese doeleindes is dit 'n provinsie van Suid-Afrika. As Suid-Afrika môre die grense toemaak, dan gaan hulle die wit vlag hys. Ek meen, hulle kan nie op hulle eie bestaan nie. Daarom moet jy eers werk aan ekonomiese selfstandigheid en jy moet instellings hê wat jou funksie van die staat kan voltooi en kan uitvoer en dan kan jy later praat oor politieke erkenning. Ja, wat ons baie sien is dat wat veral in die media prominent is daai onafhanklikheidsverklaring. Maar daar gebeur baie polities, ekonomies ensovoorts agter die skerms. Ja. Dis eintlik maar die grootste deel van die proses. Dit is inderdaad so, in Koordistan het vir lank bestaan as 'n autonome gebied. Hulle het olie, hulle het nog steeds heelwat probleme, maar ten minste is hulle nie slegter af as meeste ander lande in die streek. Katalonië is 'n vooruitstrevende streek, so hulle sou as dit moet op hulle eie natuurlik kan bestaan. En daar sal ook later lande kom wat dan met hulle handel wil dryf, maar dit lyk vir my op hierdie stadium is hulle die prys net te hoog om so 'n dapper stap te neem. En wat die Afrikaners betref, het ons nog baie huiswerk om te doen, maar ons moet nou daardie ideaal van vryheid uit die oog verloor nie. Sebastian, ek sê vir jou baie dankie, dit was lekker om met jou te gesels. Mag ons iets stimuleer onder die kykers, dat ons self ook bietjie van daai internasionale momentum en energie losmaak rondom selfbeskikking en dat ons, soos jy sê, ons huiswerk gaan doen en die dinge reg aanpak. Baie dankie, Sebastian.